Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, dat die Here ook in sy groote almag en genade beskik en bepaal het, dat ons hierdie dag die lewenslig kan aanskou, en die gebed van my hart is dat ons dae so sal leer tel, dat ons 'n wyse hart sal bekom. Die belangrikste van alles is dat ons vandag sal lewe tot eer van die Here, dat ons hom sal eer as die gewer van alle goeie gawes, en bo alles hom sal dank vir sy wonderlike woord, hom sal dank dat hy homself openbaar in sy woord, en dat ons ook daarin kan leer van ons Here Jesus Christus, wat sy lewe aan die kruis gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou vriende, ons is tans besig met hierdie boodskapie wat handel oor wat beteken dit dat ons nie onbekend is met die duiwelse planne nie. Ek het vir u gesê ons het 'n subtiele vyand. Die apostel Paulus sê ook vir die gemeente in Korinte, hy sê ons moenie deur die Satan bedrieg word nie, en dan sê hy, want ons is met sy planne nie onbekend nie. 2 Korintiërs 2 vers 10 en vers 11. En ons het vir u gesê, vriende, dat die ou vyand subtiel is. Hy poog altyd om die kinders van die Here te mislei, te verlei. Hy staan ook bekend as die bedrieër. En daarom het Paulus die gemeente in Korinte gewaarsku, en kom die waarskuwing ook na my en jou, dat ons nie onbekend sal wees met die planne van die duiwel nie. God openbaar in die woord vir ons hoe die vyand te werk gegaan het in die verlede met God se kerk, met sy kinders. En ek het vir u gesê, daar's niks nuwe tegnieke of taktieke nie. Die duiwel is altyd besig met dieselfde goed, omdat dit altyd werk, en oor versoek hy God se kinders en probeer hy ons bedrieg en mislei met een en dieselfde ding. En ek het vir u gister gesê, daar is 'n paar dinge wat ons hanteer het. Hy poog om God se karakter en persoon onder verdenking te plaas. Die oomblik as ons begin twyfel aan God se karakter en sy persoon, het die vyand 'n groot slag geslaan. Ek het vir u gesê, hy probeer die geestelike lewe vir ons so moeilik as moontlik maak, en hy probeer vir ons die idee skep dat ons eintlik, omdat ons aan God behoort, in 'n utopia onsself moet bevind, waar daar geen vervolging is, daar's geen druk, daar's geen probleme en stryd nie. En die oomblik wanneer ons hierdie gedagtegang begin koester, dan is ons dan ook prooi van die duiwel. Want die Bybel sê vir ons, in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Ek het vir u gesê, hy probeer ons verwar met verskillende valse leringe, en vanmôre sal ons dan verder aangaan om te sien hoe die ou vyand ook poog om ons as God se kinders te mislei. Daarom lees die woord dat u kan sien waarmee die duiwel besig is, en hoe hy deur die eeue kinders van die Here probeer mislei het, sodat ons nie onbekend sal wees met sy planne nie. Daardeur wil ek nie vir u sê ons moet duiwel behep raak nie, verseker nie. Maar wat ons moet sien uit die woord van die Here, is dat die vyand alreeds in die openbaar tentoongestel is, dat sy planne alreeds, vriende, aan die lig gekom het, dat ons alreeds kan sien deur die voorbeelde in die Bybel, hoe hy optree, hoe hy manifesteer, en hoe hy ook mense mislei en versoek, en dat ons ook onsself kan panser met die wapenrusting, sodat ons weerstand kan bied en staande kan bly. Vriende, een van die groot dinge wat die ou vyand ook doen, is die vyand laat ons glo dat ons op eie houtjie kan aangaan en dinge doen. Ag, ons ken die lese van ons tyd, I did it my way, en ons hoor dikwels hoe kinders van die Here eintlik meer van hulle self praat as van die Here, en dit klink amper of hulle genoeg krag het om teestand en weerstand te bied teen die duiwel, terwyl die Bybel vir ons baie duidelik leer, vriende, dat ons sonder die Here niks kan doen nie. Jy sien, wanneer dit begin goed gaan in my geestelike lewe, begin ek gemaklik raak, en die vyand probeer baie gou my oortuig, maar eintlik is ek geestelik sterk, en eintlik is ek geestelik een van daardie persone wat nie sal val nie, terwyl die Bybel vir ons baie duidelik leer, jy wat staan, of meen dat jy staan, moet pas op dat jy nie val nie. Jesus sê vir ons in Johannes 15 vers 4, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra wat van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Vriende, dit is nodig om elke dag te besef, sonder die Here kan ons niks doen nie. Moenie dat die duiwel u gemaklik maak, of hoogmoedig maak, of dat u op u self en u eie krag steun nie. Elke dag moet ons bely, Here, dat ek aan alleen oorwinning behaal, as ek in u bly, soos u in my bly. En dat ek elke dag sal besef, sonder u kan ek niks doen nie. 'n Ander manier, vriende, hoe die vyand ons mislei en die kerk van die Here skade aandoen en kinders van die Here van die weg aftrek, is wanneer ons 'n voorgee lewe begin lei, sodat ander nie sal sien wie ek is en waarmee ek worstel nie. U sien, die vyand probeer ons altyd, soos die fariseërs, laat voorgee wat ons nie is nie.
U sal onthou in die tyd van die Here Jesus het die Here die Fariseërs en Sadduseërs geweldig sterk aangespreek oor hulle voorgee lewe. Hulle het op die hoeke van strate gestaan en bid en hulle het sekere almoses gegee en hulle het gevas en hulle het allerlei dinge gedoen, maar die Here sê vir hulle, te vergeefs eer julle my met die lippe, terwyl julle harte ver van my af is. En kinders van die Here, vriende, is mense wat aan die Here behoort. Ons begeerte is daagliks om God te verheerlik, maar soms kan die Satan ons mislei. Soms kan die Satan ons, soos die vir die Korintiër gemeente, om die bos lei en hy kan ons soms, soos die Bybel sê, bedrieg. Daarom moet ons sien wat die Here vir ons leer in die woord oor ons vyand. Die Here sê vir ons in Romeine 15 vers 1, ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Vriende, ons het nie nodig om voor te gee dat ander mense van my meer moet dink as wat hulle behoort te dink nie. Ag, kom ons as kinders van die Here wees eerlik met mekaar. Ons almal stoei met sommige sonde of miskien met gesindhede of omstandighede. En dis presies waar die Here wil hê sy kinders moet mekaar ondersteun, sodat die een die ander nie sal vertrap deur te dink ek is beter of ek is meer sterker of ek is geestelik meer standvastig nie. Maar dat ons sal besef dat ons kan vandag staan en môre kan ons val. En kom ons laat nie die duiwel ons mislei nie, maar laat ons mekaar ondersteun met die liefde wat die Here Jesus Christus in die gemeente bewerk deur die krag van sy Heilige Gees. 'n Ander manier hoe die ou vyand ons kan bedrieg en mislei en wat ons duidelik moet raak sien is dat daar wêreldsgesindheid onder kinders van die Here kan inkom. En dit kan hulle geestelike lewe geweldig baie skade aandoen. Ag vriende, hoe dikwels lees ons en sien ons in die geskiedenis hoe die ou vyand hierdie sondige bose wêreld gebruik om kinders van die Here te verlok en te mislei. Ons hoor dikwels hoe kinders van die Here struikel en val deur die begeerte na die dinge van die wêreld, terwyl 1 Johannes 2 vir ons baie duidelik sê dat ons nie die dinge van hierdie wêreld moet lief hê nie. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Jy sien, ons is nie onbekend met die duiwel se planne nie. Hy het Jesus probeer versoek deur hom die wêreldse koninkryke aan te bied. Sy taktiek het nog glad nie verander nie. Daarom pas op vir wêreldsgesindheid. Pas op vir die grootsheid van die oë, die begeertes van hierdie lewe. Wees versigtig. Ons is nie onbekend met sy planne nie. Die Bybel het alreeds hierdie dinge vir ons geopenbaar. Kom ons staan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Vriende, ek sluit af met so laaste 2 of 3 gedagtes. 'n Manier hoe die ou vyand ons nog probeer bedrieg, is om ons ledig te maak. Die ou mense het altyd gesê, ledigheid is die duiwel se oorkussing. En vriende, ledige mense stel hulle self oop vir baie tipes van sondes. Sondes van die oë, gedagtes, optredes en vele ander. En daarom kom die apostel Petrus en die apostel Paulus, en u kan gaan lees in 2 Petrus 1 vers 5 tot 9, en die apostel Paulus in Romeine 12 vers 11, waar hy sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Pas op vir ledigheid. Die oomblik wanneer die ou vyand ons op hierdie punt kry waar ons ledig is, waar ons op die markplein sit, waar ons nie aktief in God se koninkryk arbei nie. Daardie oomblik is hy besig om ons te mislei en kan dit lei na geweldige sondes. 'n Volgende manier is blaatante ongehoorsaamheid. Ons dink aan Abraham, die volk Israel, Aaron, Moses, Saul, Dawid, Petrus. Dis klomp voorbeelde in die Bybel waar hulle blaatant ongehoorsaam was aan die Here en die hartseer gevolge dan ook. En daarom waarsku die Here ons dat ons werklik hierdie subtiele aanvalle van die vyand moet raak sien. Dat ons sal weet, ons is al betyds gewaarsku omdat ons God se wonderlike waarheid in sy woord het. En ag vriende, dat ons werklik sal waak teen blaatante ongehoorsaamheid. Dat ons sal sê, Here, ons is u kinders en help ons om gehoorsaam aan u te wees. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my liefhet as julle my gebooie bewaar. En daarom, vriende, moet ons pas op, want sonde baar sonde. En die oomblik wanneer sonde in my lewe begin geakkommodeer word en ek begin dit goed praat, dis daardie oomblik wat ek geweldige skade aan my geestelike lewe, die kerk van die Here Jesus, die naam van die Here en my getuienis doen. Daarom sê die Bybel vir ons in 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is
as hy wat in die wêreld is. Mag die Here ons genade gee dat ons hierdie paar kort gedagtes sal verstaan, wat die apostel Paulus dan ook in die gemeente in Korinthe wil sê, en ook vir ons, dat ons nie deur die Satan bedrieg sal word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Hy is dieselfde vyand van die tyd van die tuin van Eden, deur tot en met Openbaring, hy het dieselfde tegnieke, hy het dieselfde manier hoe hy poog om mense te laat val en struikel. Daarom lees die woord, vra God, Here gee my verligte oë van die verstand, dat ek die vyand se tegniek en sy taktiek sal sien, en dat ek sal staande bly, vasgeanker in U. Nie met die vyand besig nie, maar met U, sodat ek, wanneer hy met sy listige planne kom, ek meer as oorwinnaar kan wees deur U, wat my liefgehad het, my gekoop het, en my deur U Gees verseël het. Mag die Here vir ons genade gee, en wysheid gee, dat ons staande sal bly. Groete vir U, vriende, en seën, en mag die Here ons dan klee met sy wapenrusting, Efesiërs 6, dat ons gepantser sal staan teen die vyand, en dat ons oorwinnaars in sy naam sal wees. Mooi dag verder, tada.